Vanaand Lewende Woord Centurion en almal wat van ons ingeskakel is, welkom by Vanaand se Woordskool. Ons gaan aan met 1 Korintiërs 14 vanaf vers 10. So Wouter, ons het verlede week gepraat oor praat in tale en die orde wat Paulus het wou gehad het en om te sê dat praat in tale is eintlik jou geestelike gebedtafel in jou binnekamer. En dit help nie as ons by mekaar kom en almal praat net die hele tyd in tale nie, want ons dan nie bediening van die woord nie en die verkondiging van die goeie boodskap nie. Dis wat ek uit verlede week gekry het. So kom ons kyk wat gebeur in. So kan ek weer 1 Korintiërs 11, 12, 13, 14 in konteks bring en sê 1 Korintiërs 11 sê Paulus, hy ouens, julle kan nie in chaos net nagmaal hou soos wat julle wil nie. Daar's 'n sekere orde aan nagmaal hou. En dan sê hy, dis 1 Korintiërs 12, dis belangrik dat julle besef ons is 'n liggaam en dat dan die Heilige Gees is wat mekaar bonatuurlik kan bedien. 1 Korintiërs 13, maar as ons mekaar nou bedien, mag die motivering agter bedien liefde wees. In 1 Korintiërs 14, nou dat ons daai reg het, dat ons basis van motivering om mekaar geestelik te bedien, in die gawes van die Gees te vloei, liefde is, kan ons dit ordelik doen. En die probleem waarmee Paulus gestaan het, buiten die feit dat daar seksuele sonde was, dat daar geweldige partyskap in hierdie kerk was, mense dronk geword het met die nagmaalwyn, snaakse goed in die kerk gebeur het, was daar ook hierdie probleem dat ouens geestelik wou afskou met hulle geestelike gawes en opgestaan het en in tale gepraat het vir 'n halfuur of 'n uur lank. En nou stop Paulus hulle en sê, ouens, nee, taal is goed, maar dis vir jou bid. Dis vir jou binnekamer. Dis daar bedoel. Dis nie bedoel vir eintlik 'n hele erediens oorneem nie. Dan moet jy eerder net doeteenvoudig saam die woord oopbreek en saam met mekaar uit die woord uitgestel. So, dis die konteks van hierdie gedeelte, maar ek het nog eers gebid nie. So ons saam bid. Here, baie dankie dat u woord die waarheid is en dat u woord uitlig en dat ons u woord mag verkondig en dat Paulus in hierdie stuk van orde waar hy sê, u is 'n God van orde en dat ons orde kom regtrek in die kerk ook. Mag ons sien en beleef hoe belangrik dit is. Dankie Jesus. Amen. Miskien wil ek net sê in die lig van wat ons laasweek gesê het en nou, hoe ons gemeente werk, en ek sal weer daarna terugverwys. Ek en jy het by Pastor Ed Reibert geleer, ek het in 'n kerk groot geword waar die gawes van die Gees nie erken word nie. So ek het nooit dit geken en tot ek in Hatfield gaan teologie studeer het en ek gesien het, Pastor Ed Reibert het 'n ministry mic, 'n plek waar mense kan kom en die vrymoedigheid kan sê, om te sê, ek het 'n taal en 'n uitleg of 'n taal, ek hoop iemand het 'n uitleg, of iemand wat opstaan en sê, hoorie, ek wil bid vir siekes, die Here wys vir my, daar's iemand wat so siekte het, of 'n profetiese woord, of iemand wat vorentoe kom en sê, die Here het my Psalm 16 gegee om hardop vir die kerk te lees, of wat ook al, verstaan jy? En dit was altyd vir my mooi, om spasie te skep tydens die erediens vir die Heilige Gees om deur gewone mense ook te werk. Nie een ou alleen sê Efesiërs het die woord nie. Daar's party wat dit het en party wat dat het. Nou, daar is ouens wat sing, hulle het 'n lied, hulle oefen daai lied vooraf. Hulle kry by die Here 'n lied en hulle oefen die liedere vooraf, né? Kry 'n woord by die Here. Ek of Johan of Jorie of wie ook al preek, kry 'n woord by die Here. Ons berei goed voor om daai woord te kan lewer. Maar partykeer op die ingewing van die dag sê die Here, Piet, ek wil hê jy moet Psalm 16 kom lees, of 1 Korintiërs 13 kom lees, of wat ook al, of ek wil jou 'n prentjie wys, of iemand staan op met 'n droom en kom deel dit. En ons het 'n plek in die erediens waar ons vir dit spasie skep. Ons het altyd iemand aan diens, tydens ons erediens voor in die kerk, daar in die heel voorste ry is 2 sulke stoele wat gemerk is. Daar sit gewoonlik
iemand aan die hoof van ons profetiese bediening is Elzaan Koeglenberg, en as sy nie daar sit nie, het sy iemand aangewys om daar te sit. Toe die vrouekamp daar was, toe was daar nie iemand nie, en toe het ek julle het opgeslip. Jessie, En, ek het nou al baie razig die vrouekamp, nee. Alles het gaan stilstaan toe dit vrouekamp is. Maar Ek is skuldig, maar maar- ek wil net sê, nee. julle het 'n goeie Dit vrou. was 'n amazing vrouekamp en ek is jammer ek het so 'n bietjie ons het byvoorbeeld die speakers uit die kinderkarre uit geleen sonder om te vra te sê, en ek het so 'n bietjie die jakens omver gegooi met die nagmaalgoedjies en ek's regtig jammer, en Maar julle het daar nog was steeds 'n paar stoele leeg, maar ag ja, all in all, maar as ons volgende jaar weer dieselfde dameskamp kan hê en ek kan net kyk dat dinge nie skeefloop by die kerk nie, dan sal dit 'n groter wen Ja. wees. So ek vat dit op die Dit is nie kennis. die ergste nie. Dit is nie die ergste nie, maar weet jy wat Ja, was wat die wat geaffekteer is, ek was is regtig my- jammer. hier op die sideline Ja. wat my wen was, is dat die kerk vol was. Dit Ja, was Sondag. Ja, omtrent die by die 400 mense, Jessie. en nogtans was al 160 dames by die Ja, by ja. die vrouekamp, en ek het dink net dis wonderlik dat ons eintlik dan 'n stampvol kerk gehad het as ons 2 eredienste gehad het. Ek was nogal verstom, maar ek het gewonder of is die pa so moeg dat hulle al 7 uur hulle kinders gaan inklop By die kerke. Maar Ja, so eintlik wat my verstom het, en ek was nie deel van dit nie, was dat van die aanbieders op die kamp actually by die aanddiens was, en dit ek het nogal jy het net in die bed gaan Ja. slim, en die van die ander het toe wel gekom aandiens toe, maar Maar anyway, ek dit wil was sê, geweldig. terug na die ordereling in ons gemeente, in ons eie gemeente, hoe ons 1 Korintiërs 14 toepas by Lewende Woord Centurion is, dat daar iemand in die voorste sitplekke sit, iemand wat ek vertrou, iemand wat ek glo onderskeiding van gees het, wat dan kan luister vir 'n persoon en sê, 'n persoon kom eers na hulle toe en sê, ek het hierdie skrif of ek wil hierdie woord deel, en dan op die regte tyd trek hulle my aandag en sê vir my, hierdie persoon het 'n gebed of het 'n skrif of het 'n woord of het 'n droom, en dan deel ons dit. Dit het al van tevore gebeur, dat iemand 'n taal in ons gemeente gehad het. Eendag was daar hierdie mooi gebeurtenis wat 'n vrou opgestaan het en in 'n taal gepraat het, en dan sê ek, goed, nou moet ons bid vir die uitleg van die taal, want dis wat die skrif ons leer. Net 'n taal is net vir die binnekamer, vir jou gebed. Maar wanneer iemand hardop in tale praat, is dit iets heeltemal anderste. Dan is dit soos 'n profesie wat die Here op 'n ander manier kom gee. Die Here kom gee hierdie profetiese taal, en dan kom 'n ander persoon en kom gee die uitleg van daai taal. En wat die Here baie keer dan doen, sien ek in die praktyk oor 30 jaar, is dat die Here hierdie persoon en hierdie persoon in die gees met mekaar laat klik, en hulle word eintlik pelle, want hulle het saam die Here gehoor. En op 'n stadium was dit Erika en Karen, wie was dit gewees wat die ene woord gehad het, en toe kom aan die een vorentoe en ek kan nie onthou wie die uitleg maar daai twee vrouens, Jolanda, maar die twee vrouens wat albei die Here dien, wat mekaar nie ken nie, ons ken hulle, en ons weet hoe sensitief is albei van hulle vir die Heilige Gees, en hoe mooi was dit toe die ene woord kom gee, en die ander een presies die regte interpretasie vir ons gemeente kom gee. So dit gebeur ook van tyd tot tyd. So ons skep geleentheid vir geeswerking, waar iemand kan sê, hoorie, ek voel dat mense met skouerseer, of mense wat 'n knie het wat uitgehaak het, ons wil vir hulle kom bid. En dan is daar so tyd in die diens, wat ek gewoonlik vir dit spasie maak. So vers 10, dan mag hoeveel verskillende tale in die wêreld wees, en tog is nie een sonder klank nie. As ek nie die betekenis van die klank ken nie, sal ek vir die spreker daarvan 'n vreemdeling wees, en hy vir my. So ook met julle, aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees, streef daarna om uit te munt met die oog op die opbou van die gemeente. Paulus sê, luister, dit help nie, ek gaan China toe en staan daar, en 'n ou praat in Chinees en ek verstaan hom glad nie. Toevallig kyk ek nou 'n dag of 2 terug die nuwe
apps wat die Apple maak sy nuwe selfoon so. Jy het dit saam met my gekry. Ja, die oorfone in, die nuwe oorfone, die nuwe AirPods. Kan ek AirPods in hê en as die ou Chinees praat, vertaal die AirPods dit vir my in Engels. En dan as ek in Engels, nee, in my ore, hoor ek hom Engels praat. Daar's 'n AI stem wat dan vir my in Engels praat. En dan as ek in Engels terug antwoord, dan hoor die Chinees in sy ore Chinees. Fenomenaal. So dis waar die tegnologie nou trek. Dis lekker. Apple het daaraan hard gewerk en dis die nuwe AirPods Series 3. En ek wou dit vir my koop, want my AirPods is weg. Ek sal dit toe kry my AirPods. Ja, sy kyk saam met my, sy sê, dis nou jammer dat my AirPods weg is, ek gaan vir my sulke koop. En die volgende oggend toe kry sy AirPods. So, dit help nie ons luister vir mekaar en ons verstaan mekaar nie. En dis eintlik al wat Paulus hier sê, is, julle is hier om verstaanbaar vir mekaar te probeer wees. Die geesbediening moet eintlik mekaar opbou, dit moenie vreemd wees nie. Vers 13, daarom moet die een wat in tale spreek bid en hy dit kan uitlê. Want as ek in tale bid my gees wel, maar my verstand is onvrugbaar. Wat is dan die slotsom? Ek sal deur die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal deur die gees lofsange sing, maar ek sal ook met die verstand lofsange sing. Want as mens net in die gees 'n lofprysing bring, hoe sal iemand in die posisie van 'n oningeligte amen kan sê op die danksegging? Aangesien hy nie verstaan wat jy sê nie. Jy mag wel goed dank betuig, maar dit dien nie tot opbou van die ander persoon nie. Ek dank God dat ek selfs meer as julle almal in tale spreek. Maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand praat, om ook ander te kan onderrig, as om duisende woorde in onverstaanbare taal te praat. Nou, Paulus spreek dit baie duidelik aan, dat as ons het hierdie wonderlike gebedstyd voor ons eredienste. Ek en jy glo al jare lank, dis wat ons moet doen. Voor die erediens trek ons iemand saam en jy lei dit baie keer vir my en ek is baie dankbaar daaroor, maar ons staan nie daar en sê, goed, ons gaan nou bid vir die erediens, karabashana, en dan begin ons skielik net in tale bid nie. Dis net nie hoe dit werk. Ons wil graag in verstaanbare taal bid. Al kan almal wat daar is in tale bid, is die talig bid geleentheid vir iets anderste. Dis vir iets anders bedoel. Dis vir 'n ander tyd, dis vir 'n alleen bid saam met die Here bedoel. En ons kan dalk 'n breek maak en sê, nou dat ons in die verstand gebid het vir 'n sekere saak, bid net so 'n bietjie op julle eie in die gees. Baie keer sal ek vir die intercessors wat daar saam bid sê, ouens, tydens die erediens gaan ek sekere moeilike goed aanraak, en ek weet dat hierdie is 'n bietjie van 'n geestelike oorlogvoering. So terwyl jy in die diens sit, bid net in jou taal, saggies, net in jou taal, bly net bid. So ek sal dit baie keer sê, maar Paulus is besig om hier te sê, het is belangriker dat ons met die verstand in Afrikaans, in jou verstaanbare taal, bid vir die mense wat daar is. Het is baie belangriker as om in taal te bid en verskriklik geestelik te lyk. Partykeer verstaan ek nie hoe lees mense die Bybel nie. Die Bybel sê, Jesus self, niemand anders dan nie, Jesus sê, moenie iemand rabbi of padre of vader of heerser, dominee noem nie. Want daar is net een heerser oor almal en dis die koning, die Here. Daar is net een herder en dis die herder Jesus. Daar's net een Vader en dis Vader God. En dan as ons weer kyk, dan noem ons die pastoor, pastor of apostel of priester of padre of ek weet nie wat. En dan dink ek, maar lees jy nie jou Bybel nie? Ons is nie veronderstel om dit genoem te word nie.
Dan sê mense, ja, maar jy moet vir die pastoor respek hê. Dan dink ek, maar respek kom uit jou hart uit. As jy dit vir my in 'n titel moet gee, ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoe mense geestelik arrogant kan wees en nie in die Bybel kon gesien het, daar's waarskuwings vir geestelike arrogansie nie. En een van die waarskuwings vir geestelike arrogansie is, moenie so spiritual raak dat jy net so hard in tale bid en almal se fokus en aandag en mense kan dink, "Sjoe, daai ou impress my. Daai ou, kyk hoe baie kan hy in tale bid." Die Here wil nie dit hê nie. En ek dink so baie keer daaraan dat ons nooit in 'n plek moet kom waar ek moet dink, "Sjoe, nou het ek die mense impress." As ons soms Tenminste, ek luister nou eendag so ding van 'n vrou wat 'n profetes is, dan vertel sy sê, en die vrou sê vir my, en profetes dit? Nee. Ek dink, yes, as jy nou nog ewen jouself aanspreek as jy moedig die mense aan om ja, jou want te eintlik aan te spreek. subtiel sê jy dit. En ek was eendag in 'n salon saam met 'n vrou wat getroud is met hoogopgeleerd. En sy verwys na 'n man as ek en die profet gaan nou Kaap toe en dan vlieg ek en die profet terug en ek dink net, what are you busy with? Come on man. Lees jy nie die Bybel nie. Maar dis soos die wederkoms die 23ste September. I mean, really, lees jy nie die Bybel nie. Lees jy nie, maar hoekom question mense dit nie en sê, as mense sulke statements maak. Dis hoekom ons woordskool het, sodat ons by die woord kan uitkom en ons Ja. kan agterkom. Dis wat die cowboy sê en dis wat die Here sê. Ja. Ons moet doen wat die Here sê, nie wat die cowboy sê. Ja. Sorry, maar dis die waarheid. Volg die Here. Nie mense se interpretasies se woordinterpretasie. Gaan bestudeer self wat sê die Here oor titels, oor hoe jy moet bid en ek weet my ma was in 'n situasie van in 'n kerk waar die pastoor net die hele tyd in tale gebid het. Dit het haar totaal en al ontstel. Totaal en al. So Ja. kan ek vir jou sê, Paulus sê baie duidelik. Luister maar. My interpretasie van vers 13 tot vers 19. Stop dit en wees net normaal. Ja. Hou op super spiritual wees. Dis Paulus se pleidooi wat hy hier op 'n mooi manier sê. Is hy bid net ordentlik. Praat met die Here. Gebed is net 'n gesprek tussen jou en die Here. En wanneer ek voor 'n groep mense bid, wanneer ek saam met my vrou bid, dan praat ek nie anderste in 'n ander stemtoon op 'n ander manier, weird met 'n ander ritueel. Luister, ek het 'n lewendige verhouding met die lewendige God wat in die binnekant van my bly. Dan chat ek met hom. Dan sê ek vir hom, Here, ek is lief vir U. En ek praat sommer met my gewone stemtoon. Maar Wouter, ek dink hier sê Paulus baie duidelik dat en ek glo dit is die Here se hart dat almal praat in tale. Want dis 'n taal wat jou gees opbou ook en jou gees direk met die Here se gees. En partykeer is jy in 'n situasie wat jy regtig nie weet. Ek het Saterdag op die kamp het daar 'n vroutjie sit en ek het gevoel almal het gaan bedien en so en ek het gevoel ek gaan net by ons sit en ek net my hand op haar been gesit en ek het net in tale gebid, maar saggies, ek het haar nou nie bang gemaak of iets nie. En sy het net begin huil en ek het niks gedoen nie. Net my hande op haar gehou en net aanhou bid. En na die tyd toe sê sy vir my, dankie dat jy nie my gekeer het om te huil nie. Want ek glo emosie moet uitkom. Dis jou trane is jou liggaam se manier om spanning te verwerk en of whatever. En ek weet nie wat ek voor gebid het nie, maar ek weet dat die Heilige Gees haar bedien het, dis wat sy daar nodig gehad het. Verstaan? Maar ek dink dat daar's 'n tyd om in jou binnekamer opgebou te word deur die Heilige Gees en of jy ry en stap of whatever kan jy loop en bid in tale. So Paulus sê, maar as julle by mekaar kom, help dit nie julle doen dit nie, want julle moet in verstaanbare taal met mense praat. En dan dink ek aan 'n prentjie van as
as ouens uitdraf om rugby te speel, want dit is so 'n team wat alle sizes vat en akkommodeer, kan die een ou nie daar staan met sy handgewrigte en sê, speel julle bokkies nou maar verder, maar ek moet net gou hier my spiere met sy oefen nie. Want dis wat jy doen in die gym, en ter voorbereiding, maar as jy op daai veld uitdraf, saam met ander teamleiers, beeld. Ek hou van daai beeld, ja. Dan, dis baie mooi. Dan speel jy saam en jy hou by die tekens. Jy gaan staan nie een kant en staan met jou gewig nie. Ek gaan nou my tyd vir gewig te doen. Definitief. Dis in die gym voor die game. Maar in die game, saam met mekaar, speel ons rugby. Ja, en dan fokus ons op die rugby. Ja, dis 'n mooi beeld. Ek like dit. Ek kan dit in paddletaals gesê. Ek kan nie in my liga staan en my diene oefen nie. Ja. So, maar ek hou van dit. Daar's 'n tyd om die dumbbell uit te haal en jou arms te oefen. Maar in die game oefen ek nie my arms. Dan is jy deel van 'n span nie. Daar's 'n tyd om in jou taal te bid, want dis in jou binnekamer, dis in jou geestelike gym, dis daar by die Here. Maar wanneer ons saam speel, saam in die kerk is dit nie tyd om dit. Daar's 'n bietjie Christene wat nog moet leer en wat eers die basics van die evangelie ken. Okay. Kan ek vir jou bid as jy nog nie in tale bid nie en ek wil vir jou sê, dis nie 'n groot issue nie. Moenie dit 'n groot issue maak nie. Vra vir die Here, sê vir die Here, Here, kan ek in my binnekamer, net tussen my en U, wil U my nie 'n gebedstaal gee nie. Dis nie iets fancy nie, dis nie iets wat jy iemand mee moet impress nie. Dit kan stadig en geleidelik gebeur, dit kan op jou eie tyd, jy en die Here, as jy begin vreemde woorde in jou gedagtes, sê hom net, vorm dit, en bid dit, as sê jy vir 6 weke een woordjie, wat weird klink, sê hom, vat die geloofstap en sê dit, en begin met 'n gebedspaal. Paulus sê, ek bid dat julle, ek praat meer as almal van julle in tale, in my binnekamer, daar waar ek alleen met die Here gesels. So, Here, baie dankie dat ons vir mekaar kan bedien met Afrikaans, in 'n hoorbare taal, met Engels. Maar Here, my gebed is nogtans dat elkeen wat na my luister 'n gebedstaal sal hê, wat hulle self in hulle binnekamer alleen met U kan opbou en stig. Here, dankie dat daar 'n tyd dan kom wanneer ek 'n opgeboude en gestigte mens in die gees tussen ander medegelowiges by die kerk is, en ek dan hoorbaar in Afrikaans saam met hulle kan bid, want my gees is opgebou, en dat ek hulle dan gaan bemoedig, omdat ek alreeds bemoedig was in my binnekamer. Here, dankie dat daar kom 'n tyd om saam met mekaar te wees, en dan is dit nie 'n tyd om mekaar deur mekaar te maak, af te show, grootmakerig te wees nie, maar nederig daar te kan wees vir mekaar. Ons loof vir Jesus. Amen. Dankie julle.